tyd van die jaar. Ons tema van die reeks wat ons in hierdie week so gaan hanteer is Petrus en Pinkster. So dis nie altyd twee woorde wat mens by mekaar sien of by mekaar verwag nie, maar ons praat dan oor die lewe van Petrus en soos ek vanoggend vir gesê het, werk ons dan so op na Pinksterdag toe en die verskil wat daar uiteindelik ingetree het. Maar om dit te sien, die groot verskil wat daar was en om uiteindelik daar uit te kom, moet ons kyk na die lewe van Petrus. So vanaand gaan ons dinge 'n bietjie anders doen. Ons het nie vanaand 'n skriflesing nie. Nou dink jy seker maar, hoe gaan ek nou preek as ek nie uit die Bybel uitpreek nie? Ons gaan nie 'n skriflesing hê nie, ons gaan 'n paar skriflesings hê. So ons gaan verskillende gedeeltes hanteer, so ons sal so by die verskillende plekke gaan ons gedeeltes lees. So ek sal dit ook op die bord sit as ons by die verskillende gedagtes kom, dan sal ek die gedeelte op die bord sit, dan kan ons dit so saam lees. So u kan maar net die Bybel so byderhand hou en dan gaan ons die gedeeltes so lees. Ons het wel teks van oordenking Lukas 6 vers 13 en 14 en toe dit dag geword het, het hy sy disippels na hom geroep, 12 van hulle uitgekies wat hy apostels genoem het. En dan begin dit met Simon wat hy Petrus genoem het. Ons tema vanaand en môre aand, ons gaan dit oor 2 aande strek, is die hoogtepunte en laagtepunte in Petrus se lewe. Hierdie eerste verse wat ons dan as teks van oordenking gebruik is waar die disippels opgesom word, die disippels van die Here Jesus en onder hulle natuurlik Simon wat ook Petrus genoem word of wat die Here Jesus Petrus genoem het. So vanoggend het ons gesien daardie verandering wat in Petrus se lewe plaasgevind het. Hy was 'n visserman, maar hy is nie meer nie. Hy is nou 'n disipel van die Here Jesus. Hy is nou 'n apostel en dit het sy hele lewe verander. Sy hele uitkyk, dit het sy toekoms verander. Dit het eintlik alles verander. Maar 'n mens sou dink dit gaan nou net goed gaan vorentoe omdat hy nou disipel van die Here is. 'n Mens sal dink dat dit maanskyn en rose sal wees, maar dit werk nie so nie. Ons wat nou al lank kinders van die Here is, ons wat nou al 'n lank 'n pad saam met die Here stap, besef daar is hoogtepunte en daar is laagtepunte wat ons almal deurgaan. Nou net om spesifiek te wees, hierdie hoogtepunte en laagtepunte waarvan ons praat, is tussen die verandering wat Petrus deurgegaan het. So kom ons noem dit waar hy 'n kind van die Here geword het, waar hy disipel geword het en voor Pinksterdag, so in daai tydperk was daar hoogtepunte en was daar laagtepunte. So ons gaan by dit uitkom, maar voordat ons daar kom, ons kan nie nalat om te bid nie. Kom ons buig eers die hoofde, ons bid saam en dan gaan ons na die verskillende gedeeltes kyk. Kom ons bid. Wonderlike Here, ons wil vir U kom dankie sê vir hierdie geleentheid. Here, en terwyl dit elke jaar op die kalender is, dat daar 'n Pinksterreeks is, 'n Pinkstertydperk, vertrou ons U ook elke jaar om in die besonder ons in hierdie tyd te seën, Here, met U woord, met die Gees, waar hy ook vaardig raak om U woord aan ons toe te vertrou. En so bid ons in hierdie tyd, Here, dat U vir ons sal help, dat U woord vir ons sal oopbreek en dat ons aan die einde van hierdie Pinkstertydperk, Here, dat ons net kan sê dat ons nader aan U beweeg het, dat ons net kan sê die Heilige Gees het in ons lewens, het in ons gemeente gewerk. En so bid ons, Here, vir geesvervulde mense. Ons bid vir 'n gemeente wat oorgegee is aan U, Here, wat leef onder die ons het, dat ons dit ook so sal doen, Here, en dat ons U woord sal uitdra, dat ons die sout van die aarde sal wees, dat ons die lig van die wêreld hier buite sal wees, soos die woord van ons sê in 'n verdraaide wêreld, Here, wat U nodig het. As ons hoor van die getalle van hoe min mense kerk toe gaan, dan maak ons dit ons bekommerd, Here, maar dan staan nog mense wat in kerke sit, wat nog nooit daardie ontmoeting met U gehad het nie, en dan besef ons, maar daar is soveel mense, Here, wat U nodig het. Help ons, Here, om die woord by daardie mense uit te kry. Stuur mense oor ons pad, help ons met gesprekke, gee vir ons leiding, gee vir ons die woorde, Here, dat ons met hierdie mense kan praat. En ons bid dat U ons daarin sal help. So bid ons ook vir die siekes in ons gemeente, Here, elke naam op daardie lys, maar dan so ook vir Tannie Hanne wat vir daardie operasie gaan, Here, dat U vir haar vooruit sal gaan, dat U haar weë gelyk sal maak,
en dat U daardie dokter die insig, die kennis sal gee om daardie operasie uit te voer. En ook nou al bid ons vir die herstelproses vorentoe, dat U daarin met haar sal wees. Ons bid ook so vir Tannie Isabel, Here, wat daar in die hospitaal is, dat U ook vir haar sal bystaan, Here, dat sy U nabyheid sal ervaar, dat sy sal weet, U genade is ook so vir haar genoeg. Ook die mense wat in hierdie tyd sukkel met griep en sinus en siekte, dat U so met hulle ook sal wees. Tannie Beverly en Tannie Karin en ander waarvan ons miskien nie weet nie, dat U so met elkeen van hulle sal wees. Here, U is die geneesheer. Ons bring hierdie mense na U toe, Here, omdat ons weet, U kan genees. U is tot enigiets in staat, daarom vertrou ons U. Ons bid ook dan so vir die Bybelgenootskap en die werk wat hulle doen, Here, dat U ook so met hulle sal wees. En ook die projek waarvoor ons vanaand bid, waar hulle Bybels aan armes verskaf, Here, dat U daarin sal help. Dat finansies niemand sal keer om die Bybel in hulle eie hand te hê en die woord te lees en dat U woord hulle lewens verander nie. Help hulle met hierdie projek, Here, dat hulle so die Bybel sal kan versprei. Dat U ook vir hulle voorsien, Here. U sê in die woord, al die goud en al die silwer behoort aan U en daarom kan U voorsien. U kan op mense se harte lê dat hulle daarin ook voldoen. Ons sê vir U dankie, Here, dat ons dit so van U kan bid, dat ons U kan vertrou. Ook waar dit synodale sendingdag is, Here, bid ons vir ons sendingaksies, aksie 1.8, Gospel for Asia, Stem van die Martelare, vir Elmar en Nadine, en so ook elke ander sendeling, elke ander organisasie, wat U woord in waarheid in hierdie wêreld uitdra, dat U met hulle sal wees, Here. Daardie sendelinge, ons besef nie altyd onder watter omstandighede hulle U woord moet verkondig nie, onder watter vrees vir hulle lewe hulle dit moet doen nie, en wat se uitdagings daar ook is, met taal en kultuur en die goed, en daarom bid ons, Here, dat U die sendelinge kragtig sal gebruik, ook die families, Here, ons weet, ons het mense wat se familie in die sending is, dat U ook so met daardie sendelinge sal wees, en ons vertrou U daarvoor, ons dank U daarvoor. Here, dankie dat ons vanaand al hierdie goed kon bid, dit na U toe kan bring, en U vertrou, omdat U die hoorder van gebed is. Ons maak nie staat op onsself, of op ons vermoë nie, ons maak staat op U en wie U is. Ons bid dit alles in die naam van Jesus Christus alleen. Amen. Vanaand gaan ons dan kyk na verskillende gebeurtenisse in Petrus se lewe. En dis hoekom ons nou nie 'n skriflesing het nie, want ons gaan by elke gebeurtenis, gaan ons die gebeurtenis lees. En in daardie gebeurtenisse gaan ons hoogtepunte sien, wonderlike hoogtepunte, en ons gaan laagtepunte sien. Nou ons weet, ons kan natuurlik nie alles hanteer nie. Petrus het baie ervarings gehad. Hy het hoogtepunte gehad waar hy Jesus se wonderwerke gesien het. Soos, nou weet ek nie of almal dit as 'n hoogtepunt sal sien nie, maar waar sy skoonmoeder genees is, net so tong in die kies. Maar dit was natuurlik 'n hoogtepunt, want wat 'n wonderwerke die Here Jesus nie gedoen nie. Watter predikasie het hy nie gehoor nie, soos die bergpredikasie. Wonderlike hoogtepunte wat hy as disipel ervaar het, maar dan ook laagtepunte soos waar die Here Jesus vir hulle sê hy gaan sterf. Petrus gaan sterf, hy gaan 'n martelaarsdood deurgaan. Dit moes vir hom 'n laagtepunt wees, veral waar hy vra wat van hierdie en wat van daai, en waar die Here vir hom gesê het, wat gaan dit jou aan? Volg jy my? Laagtepunt. Waar Petrus ook impulsief optree en die hoëpriester se dienaar aanval en hy slaan sy oor met 'n swaard af en die Here hom ook daar bestraf. Laagtepunte wat hy bereik het. Ons kan nie oor alles praat nie. So vanaand gaan ons fokus op 4 gebeurtenisse. Ek sê vanaand, maar ons gaan vanaand oor 2 praat, môre aand oor 2 praat. Maar in hierdie boodskap oor 4 gebeurtenisse waarin een gebeurtenis, die hoogtepunt, en die laagtepunt duidelik sigbaar is, sodat ons kan sien, hoe werk dit in 'n kind van die Here se lewe, sodat ons kan sien, wat bring hoogtepunte, wat veroorsaak dit, en dat ons kan sien, wat bring daardie laagtepunte, sodat ons dit insien in ons eie lewens, sodat ons iets daaraan kan doen, en dan natuurlik, in hierdie Pinksterreeks werk ons na die oplossing toe, sodat ons nie heeltyd hierdie laagtepunte bereik nie. Want ons as kinders van die Here het ook, soos Petrus, hoogtepunte en laagtepunte. Nou wanneer ons oor hierdie hoogte of laagtepunte van ons praat, dan praat ons nie oor die fisiese nie. Ons praat nie oor
lewens aangaan nie, want natuurlik gaan ons almal deur 'n fisiese op en af. Soms gaan dit beter, soms gaan dit slegter, of dit nou is met gesondheid of finansies of 'n mens se gemoed. Daai goed gebeur. Ons praat nie vanaand oor die fisiese nie, ons praat oor die geestelike hoogtes, die geestelike laagtes wat ons beleef. En wanneer ons na Petrus se verhale kyk of hierdie gebeurtenisse, dan sien ons dit is geestelike kwessies wat hy deurgegaan het. So dit alles het te doen met 'n mens se verhouding met die Here Jesus. Dit alles het te doen met 'n mens se geestelike lewe. Want as kinders van die Here wat die keuse gemaak het om die Here Jesus te volg, gaan ons ook op en af in die lewe. Dit word baie keer die val en opstaan lewe genoem. En ek onthou toe ek 'n tiener was, ek dink ek was seker 14, 15 jaar oud gewees, toe bring die predikant in Sekunda waar ek groot geword het, 'n Pinksterreeks, ook in hierdie tydperk. En hy gebruik toe die voorbeeld van 'n tuimeltrein. Weet jy wat 'n tuimeltrein is? Ek moes vir tyd gery. So toe is dit nou vir my as tiener 'n baie treffende beeld wat gebruik word, en ek onthou dit tot vandag toe. So daai tuimeltrein op en af, juis wat Petrus in sy geestelike lewe beleef het, juis wat ons in ons geestelike lewens baie keer beleef. So vanaand gaan ons kyk na hierdie geestelike kwessies, en ons gaan kyk wat veroorsaak dit, sodat ons uiteindelik na 'n oplossing toe kan werk. Soos ek vir gesê het, ons gaan dit nou oor 2 aande hanteer. Vanaand praat ons oor die eerste 2 gebeurtenisse, en môre aand praat ons dan oor die volgende 2. Ons begin met ons eerste gedagte, en dit is Petrus op die see. Dan blaai ons die eerste keer, en ons blaai na Matteus 14 toe. Matteus 14 vanaf vers 22. Kom ons lees die gedeelte. Jesus loop op die see. Dis die opskrif, en dan gee dit ook daar dieselfde gedeelte in die ander evangelies, in Markus en in Johannes, so mens kan dit maar gerus gaan lees, maar ons hou vanaand by Matteus. En Jesus het dadelik sy disippels gedwing om in die skei te gaan, en voor hom uit te vaar na die oorkant, terwyl hy die skare wegstuur. En nadat hy die skare weggestuur het, klim hy op die berg, om in die eensaamheid te bid. En toe dit aand geword het, was hy daar alleen. En die skei was al in die middel van die see, getuister deur golwe, want die wind was teen hulle. Maar in die 4de nagwaak het Jesus na hulle gekom, al wandelende op die see. En toe die disippels hom sien op die see loop, word hulle ontsteld en hulle sê, dit is 'n spook, en hulle het geskreeu van vrees. Maar Jesus het dadelik met hulle gespreek en gesê, hou goeie moed, dit is ek, moenie vrees nie. En Petrus antwoord hom en sê, Here, as dit U is, beveel my om op die water na U te kom. En hy sê, kom. Petrus klim toe van die skei af en loop op die water om na die see te gaan. Maar toe hy die sterk wind sien, het hy bang geword. En toe hy begin sink, roep hy uit en sê, Here, red my. En Jesus het dadelik sy hand uitgesteek en hom gegryp en hom vir hom gesê, kleingelowige, waarom het jy getwyfel? Daarop klim hulle in die skei en die wind het gaan lê. Toe kom die wat in die skei was en val voor hom neer en sê, waarlik, U is die Seun van God. En hulle het oorgevaar en in die land Genesaret gekom. En die manne van daardie plek het hom herken en in daardie hele omtrek uitgestuur en almal wat ongesteld was na hom gebring. En hulle het hom gesmeek dat hulle net maar die soem van sy kleed mag aanraak. En almal wat dit aangeraak het gesond geword. So ons sien in hierdie gedeelte Jesus se mag oor die natuur. Ons sien in hierdie gedeelte sy mag oor die menslike liggaam en oor siekte hier aan die einde. Maar Jesus is werklik God gewees. 'n Mens kan nie anders as om dit in te sien nie. So ons ken hierdie verhaal baie goed. Terwyl die disippels op die skei op die see was, doen Jesus nog 'n wonderwerk.
in daai woorde al wandelende op die see. Hy stap na hulle toe. Hy daardie natuurwette, hy oorskry dit en hy doen daardie wonderwerk. En terwyl hulle dit sien, vrees hulle skreeu het ons gelees, totdat die Here Jesus vir hulle sê, maar dit is hy. En in hierdie verhaal of gebeurtenis, sien ons Petrus se eerste hoogte en laagtepunte. Ons begin met die hoogtepunt. Petrus loop op die dood in die natuur, was sy vertroue so in die Here gewees, dat hy sê, Here, as dit U is, beveel my om op die water na U te kom. Dit bly 'n wonderwerk wat die Here Jesus gedoen het. Dit bly teen die natuurwette. Maar Petrus vertrou so in die Here, dat hy dink dit is vir hom ook moontlik. En daarna antwoord die Here Jesus vir Petrus. Hy sê, kom. En Petrus klim toe van die skei af en loop op die water na die Here Jesus toe. Wat 'n groot daad moes dit nie gewees het nie. Hoe moes hy dit ervaar? Petrus, 'n gewone mens, 'n disipel van die Here Jesus, loop op die water. Dit moes 'n hoogtepunt in sy lewe wees. Maar ongelukkig eindig die verhaal nie met die hoogtepunt waar hy op die water loop nie. En dit bring ons by ons laagtepunt van hierdie gebeurtenis. In dieselfde verhaal waar Jesus op die see loop, kry ons een van Petrus se laagtepunte. Terwyl hy 'n oomblik terug volle vertroue in die Here Jesus gehad het, terwyl hy 'n oomblik terug van die kant van die skei afgeklim het en op die water na Jesus toe gestap het, lees ons in vers 30, maar toe hy die sterk wind sien, het hy bang geword en toe hy begin sink. En ek wil jy eintlik net laat let op die woord. Toe hy die sterk wind sien. Sy vertroue was op die Here, totdat hy gesien het wat rondom hom aangaan. Toe verbreek dit daardie vertroue, toe twyfel hy. En Petrus beleef, nadat hy 'n oomblik terug hierdie hoogtepunt beleef het, op die water geloop het, beleef hy 'n laagtepunt. Hy begin sink, omdat hy twyfel. Gelukkig weet hy, daar's net een persoon wat hom kan help, en hy roep die Here Jesus aan. So hy maak hier die regte besluit, hy roep die Here, hy sê, Here, red my. Die Here het dadelik sy hand uitgesteek en hy het vir Petrus gehelp. Maar dit stop nie daar nie, die Here leer ook vir Petrus. Die Here wys vir Petrus hoekom hy hierdie laagtepunt bereik het. Hy sê vir hom in Matteus 14 vers 31, Jesus het dadelik sy hand uitgesteek, hy het hom gegryp en vir hom gesê, kleingelowige, waarom het jy getwyfel? So die Here Jesus wys vir Petrus. Hierdie laagtepunt wat jy nou beleef het, is omdat jy getwyfel het. Anders kon jy staande bly op die water, die Here het die vermoë gehad, maar hy het daarin getwyfel, dat die krag van die Here Jesus hom op die water kon laat aanhou loop, terwyl die golwe hulle getuister het, terwyl daar wind was, terwyl daar eintlik 'n storm op die see was, het hy getwyfel, want hy sien die storm, hy sien die omstandighede. So dit is nou die eerste gebeurtenis, ons sien die hoogtepunt, en ons sien die laagtepunt van Petrus se lewe as disipel. En twee dinge wat hier vir ons moet uitstaan, is die redes. Die redes vir die hoogtepunt en die rede vir die laagtepunt. Die rede vir sy hoogtepunt was, hy vertrou op die Here. Hy vertrou die Here tot so 'n mate, dat hy op die water klim en begin loop. Maar die rede vir sy laagtepunt was twyfel. En so kan ons dit sien in ons eie geestelike lewens, as kinders van die Here, as disipels van die Here Jesus Christus, as ons die Here vertrou, of dit nou vir iets spesifiek is in ons lewens, of net oor die algemeen, dan beleef ons 'n hoogtepunt. Nou, ek kan net vir u sê wat hier in die woord staan, en ek kan met u deel uit my eie ervaring uit. So, kom ek deel met u 'n hoogtepunt vanuit my lewe. Toe ons kinders na die audioloog toe was, en die audioloog sê vir ons, die kinders het gehoorverlies, toe sê sy ook dadelik, hulle moet apparate kry. So behalwe vir die feit dat hulle nou gehoorverlies het, moet ons dadelik dink, hulle moet apparate kry. Die vrou sê vir ons, Karin, sê vir ons, die apparate kos, ek dink, daai tyd het hulle gesê, tussen 50 en 80.000 rand, 'n stel. So ons het 2 kinders met hierdie gehoorverlies, 4 apparate wat betaal moes word. Daar is nie 'n manier wat ons dit kon betaal nie. En toe bid en vertrou ons
Ons vertrou die Here kan, want ons hande is afgekap, ons kan niks doen nie. En nie lank daarna nie, kom die maatskappy terug en hulle sê, hulle gaan vir ons 2 stelle gee teen 'n afslag. Hulle vra eers vir my, wat is ek bereid om te betaal? En kan ek net sê, hoe vreemd is dit? Dat 'n internasionale maatskappy, ek dink hulle is in Switserland, vir jou vra, ons wil jou help, wat kan jy betaal? Dit was nou vir my 'n baie moeilike vraag gewees. Ek het nie geweet wat om hulle te antwoord nie, so ek was ook besig om hierdie storie te oordink, of besig om te dink, wat gaan ek vir hulle sê? Toe laat weet hulle my, hulle sal vir my 2 stelle gee, so nou praat ons van tussen 100 en 160.000 rand se apparaat. Hulle gaan vir my 2 stelle gee vir 20.000 rand. En so voorsien die Here. En behalwe vir dit, het van daai 20.000 rand het ek nie 'n sent uit my sak uitgehaal nie. Die Here het dit voorsien. So dis vir my 'n geestelike hoogtepunt gehad. Dis iets wat ek graag oor wil getuig en vir mense wil vertel, want is iets wat die Here gedoen het. Hierdie groot wonderwerk, toe ons hande afgekap is en ons vertrou op hom, toe neem hy oor. So, ons het geleer in ons eie lewens, ons sien dit in die woord, ons sien dit in Petrus se lewe. Wanneer 'n mens op die Here vertrou vir 'n saak, dan stel die Here nie teleur. Die Here gee vir mens daardie geestelike hoogtepunte wanneer 'n mens op hom vertrou. Maar ongelukkig ervaar ons laagtepunte ook wanneer ons twyfel. Nou net soos ek gesê het, ek getuig so graag van hierdie hoogtepunte in my lewe, getuig ek glad nie graag van die laagtepunte in my lewe nie, want dit gebeur ook. Dit het ook al met my gebeur waar mens bid en vertrou vir iets en dan vat die Here langer as wat ons verwag en dan wat doen ons? Dan twyfel ons. En wat ek in my lewe gedoen het, is ek maak my eie plan en jy skiet jouself in die voet en later moet 'n mens teruggaan na die Here toe en sê jy's jammer, jy het so opgetree. En jy sink en nou vra jy, Here, red my. So laagtepunte is ook daar, maar dis as gevolg van twyfel. Twyfel in die Here bring laagtepunte in ons geestelike lewe. So wat sê dit vir ons? Laagtepunte is baie keer ons eie skuld. Dis as gevolg van ons ongeloof, as gevolg van ons twyfel, wat ons geestelike laagtepunte bereik in ons lewens. So hier spesifiek, die eerste gebeurtenis leer ons. So mense die Here vertrou is al hoogtepunte, as jy twyfel, bring dit laagtepunte. Dan kyk ons na ons tweede gebeurtenis van Petrus. En dit is Petrus bely Jesus as Christus. Ons blaai na Matteus 16 toe. Ons gaan maar hou by Matteus en hierdie boodskap wat ons nou vanaand en môre aand gaan hanteer. Dit maak ek net so bietjie makliker. En Matteus gee hierso redelik besonderhede daaroor, so ons hou maar by hom. So Matteus 16 vanaf vers 13, belydenis van Petrus, en dan kan u daar sien, die ander gedeeltes in Markus, Lukas en Johannes is ook daar, so u is welkom om dit by die huis te gaan lees, maar ons hou hier by Matteus 16 vanaf vers 13. En toe Jesus in die streke van Caesarea Philippi kom, vra hy sy disippels en sê, wie sê die mense dat ek die seun van die mens is? En hulle antwoord, sommige Johannes die doper, sommige Elia en ander Jeremia of een van die profete. En hy sê vir hulle, maar julle, wie sê julle is ek? Wie dink julle gaan dadelik eerste antwoord? En Simon Petrus antwoord en sê, u is die Christus, die seun van die lewende God. Mooi belydenis. Toe antwoord Jesus en sê vir hom, salig is jy, Simon Bar-Jona, want vlees en bloed het dit nie aan jou geopenbaar nie, maar my Vader wat in die hemele is. En ek sê vir jou, jy is Petrus, en op hierdie rots sal ek my gemeente bou. En die poorte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie. En ek sal jou die sleutels van die koninkryk van die hemele gee, en wat jy ook op die aarde mag bind, sal in die hemel gebonde wees, en wat jy ook op die aarde mag ontbind, sal in die hemel ontbonde wees. So die vers spesifiek gaan ons nou nie oor uitbrei nie. Ons het nou so rukkie terug in ons bidure, het ons dit heeltemal deurgegaan en gekyk daarna. Ons lees vers 20, daarop het hy sy disippels bevel gegee, dat hulle vir niemand moes sê dat hy Jesus die Christus is nie. Van toe af het Jesus begin om sy disippels te toon, dat hy na Jerusalem moes gaan, en veel van die ouderlinge en owerpriesters en skrifgeleerdes moes ly, en gedood, en op die derde dag opgewek word.
Toe neem Petrus hom op sy en begin hom bestraf en sê, mag God dit verhoed, Here, dit sal U nooit oorkom nie. Maar hy, wat Jesus is, het omgedraai en vir Petrus gesê, gaan weg agter my, Satan. Jy is my struikelblok, omdat jy nie die dinge van God bedink nie, maar die dinge van die mense. So ons lees hierso net daardie gedeelte. So hier vind ons nog so 'n verhaal in die lewe van Petrus, en net in die opskrif, die belydenis van Petrus, kan ons sien dat dit hier op Petrus gefokus is. En hier gebeur 2 dinge in hierdie gedeelte. Die eerste ding is, Jesus vra, wie sê die mense is ek? Wie sê julle is ek? Die tweede ding wat gebeur is, Jesus begin om hulle te leer van sy lyding, sy dood en sy opstanding. En hier vind ons weer 'n hoogtepunt en 'n laagtepunt. Kom ons begin weer by die hoogtepunt. Nadat Jesus vir die disippels vra, wie sê die mense is ek? Vra hy ook vir hulle, wie sê julle is hy? En ons lees dadelik, Simon Petrus antwoord, U is die Christus, die seun van die lewende God. Petrus, dadelik weer eerste. Die eerste een wat openlik bely, U is die Christus. Nou as 'n mens gaan kyk, voor dit, het die Here Jesus dit nooit direk vir hulle geleer nie. Hy het dit hier en daar subtiel genoem, met Oud-testamentiese profeteë, maar hy het nooit reguit vir hulle gesê dat hy die Christus is nie. So hy het dit nie vir hulle geleer nie, maar dit was daar, en die tekens was beslis daar gewees. Maar Petrus antwoord sonder twyfel, hy sê, U is die Christus. Net in die volgende vers, Jesus antwoord, hy sê vir hom, salig is jy, Simon bar Jona, of seun van Jona, want vlees en bloed het dit nie aan jou geopenbaar nie, maar my Vader, wat in die hemel is. So kragtige gedeelte, die Here Jesus sê, God het dit aan hom openbaar, God het sy oë oopgemaak. Want Petrus se geloof was so in die Here Jesus gewees, en hy het so in hom geglo, dat hy geweet het, hy is die Christus, hy is die gestuurde, hy is die een wat hulle gaan red. En daarna openbaar Jesus iets aan Petrus. Ons kan amper sê, hy maak hom sy vertroueling, hy leer hom iets. Hy sê in Matteus 16 vers 18, en ek sê vir jou, jy is Petrus, die Griek sê Petros, en op hierdie rots, die Griek sê Petra, die rots, sal ek my gemeente bou, en die poorte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie. So die Here Jesus speel met woorde, hy sê, jy is Petros, wat klip beteken, maar op hierdie Petra, rots, die fondasierots, sal ek my gemeente bou. So die Here Jesus leer vir Petrus, die hele kerk gaan deur die Here Jesus begin word, hy gaan die fondasie wees, dit gaan bo op hom gebou word. So hy leer vir Petrus iets. En Petrus se vertroue, se geloof, maak dat hy daardie uitspraak lewer, en dit bring een van die hoogtepunte in sy geestelike lewe, waar die Vader dit aan hom openbaar, waar die Here Jesus vir Petrus iets leer, dat hy die begin van die kerk en die fondasie is. Maar weer eens, nou moet ons weer sê, ongelukkig eindig die verhaal nie daar nie. Hy was op die geestelike hoogtepunt gewees, maar die laagtepunt in dieselfde gedeelte, vers 21, van toe af het Jesus begin om sy disippels te toon, dat hy na Jerusalem moes gaan en veel van die ouderlinge en owerpriesters en skrifgeleerdes moes ly en gedood en op die 3de dag opgewek word. En Petrus, wat nou op hierdie geestelike hoogtepunt is, want God het aan hom iets openbaar, die Here Jesus het hom sy vertroueling gemaak, nou is Petrus vol moed, maar hy is ook vol van homself. Dat hy, wat Petrus is, die Here Jesus een kant toe vat, en ons lees, toe neem Petrus hom op sy en begin hom bestraf en sê, mag God dit verhoed, Here, dat dit sal U nooit oorkom nie. Nou net, nie hoeveel verse terug nie, sê Petrus, U is die Christus, U is die gestuurde, U is per implikasie God, maar nou bestraf hy hom. Hoe kan dit wees? Dit maak ons nie vir ons sin nie. En daarom is dit een van Petrus se laagtepunte. Kyk wat antwoord die Here Jesus hom nou, hy sê, maar hy het omgedraai en vir Petrus gesê, gaan weg agter my Satan, jy is vir my 'n struikelblok. Watter kontras, hoe verskillend is dit nie? Vers 17, salig is jy, Simon. Vers 22, gaan weg agter my Satan, jy is vir my 'n struikelblok.
Duidelike hoogtepunt en laagtepunt, ons hoef nie eens te wonder daaroor nie. En die rede hoekom Jesus gesê het, gaan weg agter my Satan, is om te sterf aan die kruis, was die goddelike plan. Van Genesis 3 vers 15 af met die moederbelofte, was dit die plan. Handelinge 2 vers 23. Dis nou die Here Jesus, wat deur die bepaalde raad en voorkennis van God oorgelewer is, het julle deur die hande van goddelose manne geneem en gekruisig en omgebring. Deur die bepaalde raad van God, deur die voorkennis, is hy oorgelewer. Dit was die goddelike plan. En as iemand dit teëgewerk het, dan was hy 'n struikelblok. Dan het hy die Satan se werk gedoen, per implikasie, Petrus se uitspraak, dit sal nooit gebeur nie. En die Here Jesus wat vir hom sê, gaan weg agter my Satan, jy's 'n struikelblok. So wat het Petrus se laagtepunt veroorsaak? Wat het gemaak dat hy gaan van salig is jy, tot gaan weg agter my Satan? En as ons die hele gedeelte in ag neem, dan sien ons, dis hoogmoed. Hoe kon Petrus, wat glo Jesus is die Christus, glo Jesus is die Messias wat waarlik God is, hoe kan hy wat 'n doodgewone mens was, 'n disipel van die Here Jesus, die Here Jesus een kant toe vat en hom bestraf? Hoogmoed, verwaandheid. Hy het meer van homself gedink as wat hy behoort te dink. So, dis nou die tweede gebeurtenis in Petrus se lewe, en ons sien weer twee goed. Ons sien weer die oorsaak van die hoogtepunt en van die laagtepunt. Die oorsaak van die hoogtepunt was sy geloof, sy vertroue in die Here Jesus Christus. En God openbaar, hy is die Christus. Maar die oorsaak van sy laagtepunt was hoogmoed, verwaandheid. Hy het te veel van homself gedink. En hy bring self weer daardie laagtepunt. Dit gebeur in kinders van die Here se lewe. Wanneer ons geloof so totaal en al in die Here Jesus is, en ons stap 'n pad met hom, ons verhouding met hom is reg, en ons lewe saam met hom, dan bring dit geestelike hoogtes in ons lewens, deur ons geloof in die Here Jesus Christus. En hy leer ons. Hy openbaar waarhede aan ons. Hoe wonderlik is dit nie, en ons almal het dit al beleef, wat jy na aan die Here voel, en jy stap 'n pad met hom, en die Here leer jou iets nuut vanuit sy woord, en is asof die Bybel lewendig is, en is asof ons daardie vertroueling is, en die Here openbaar aan ons goed, deur die Heilige Gees, deur die woord van God. Dink weer aan Moses, toe op die berg van verheerliking was. Daai geestelike hoogtepunt, op die berg van verheerliking, hoor die stem van God, en God leer hom. Dit gebeur net as ons naby aan die Here is, ons geloof in die Here Jesus Christus. Maar net so kan kinders van die Here deur hoogmoed op 'n geestelike laagtepunt kom, wanneer ons meer dink van onsself as ons behoort te dink as ons onsself eerste wil stel, en ek dink dit gaan oor my, dan kom ek tot 'n val. Spreuke 16 vers 18, trotsheid kom voor die verbreeking, en hoogmoed kom voor die val. Net so lees ons 1 Petrus 5 vers 5. Net so moet julle jongeres aan die oueres onderdanig wees, en wees almal, hy betrek die hele gemeente, en wees almal met ootmoed bekleed in onderdanigheid aan mekaar. Hoekom? Want God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee hy genade. En hoogmoed is weer eens iets wat ons doen. Dis nie iets wat die Here oor ons bring nie. Ons kom op ons eie pad, ons is ons eie struikelblok, ons bring ons eie laagtepunte. So, geloof in die Here Jesus Christus bring hoogtepunte, waar ons geheel en al op hom steun, maar hoogmoed, deur ons eie toedoen, bring ons laagtepunte. Daarom moet ons waak, om nie hoogmoedig te wees nie. So, ons sluit vanaand af. Ons volstaan vir nou, môre aand gaan ons na nog twee gebeurtenisse kyk, waarvan die een wat u seker weet op pad is, die verloning van Petrus is, want dit is een van sy groot laagtepunte, ons gaan daarna kyk. Maar vanaand het ons die eerste verhale se hoogte en laagtepunte gesien, en iets wat opvallend is, toe Petrus op die see loop, en toe Petrus bely dat Jesus die Christus is die feit dat die Here elke keer die hoogtepunte bring, daai geestelike hoogtepunte. En dat elke keer dit Petrus self was, wat die laagtepunte initieer het. Dit werk so met ons as kinders van die Here.
En ek wil nou nie die ding te ver vooruit loop nie, want ons gaan nog kom by die oplossing, die groot universele oplossing, maar al wat ons nou kan weet deur die woord is, vertrou op die Here, stap die pad met hom, leef jou geloof uit en daar gaan geestelike hoogtes kom. Maar terselfdertyd die waarskuwing dat ons dit nie afbreek, soos wat Petrus elke keer het. En ons gaan nog, soos ek sê, uitkom by die oplossing daarvan. Maar vir vanaand volstaan ons hier. Amen. Kom ons buig die hoofde en dan bid ons net saam. Hemelse Vader, ons sê vir U dankie dat ons in hierdie gedeeltes kon insien hoe U die een is wat geestelike hoogtepunte in die kinders se lewe bring. Here, en ons loof en ons prys U daarvoor en ons smag baie keer daarna om op daardie berg van verheerliking te wees, om naby aan U te voel, om U woord te hoor. Here, ons het dit nodig in ons geestelike lewens, maar dan besef ons ook, hoeveel keer kom ons in ons eie pad, hoeveel keer is dit ons wat onsself daar van die berg van verheerliking laat afkom, en ons bid, Here, dat U ons sal help daarmee, dat ons vertroue totaal en al in U gesetel is, Here, en dit wat ons vanaand gesien het, daardie twee foute wat Petrus gemaak het, deur te twyfel in die kragtige dade, en ook deur hoogmoedig te wees, Here, dat ons daarvoor